In die vorige uitgawe het ons gesels oor afstandskattingstegnieke en ons het gekyk na ballistiek. Nou dat ons klaar is met daardie gedeelte, is dit belangrik om meer aandag te gee aan die geweer, die opstel van die geweer en die geweer so te kry dat hy jou perfek pas en dat hy so akkuraat as moontlik is vir 'n kompetisie. Gedurende hierdie video gaan ons aspekte aanspreek soos akkuraatheid, met ander woorde, hoe kan jy sien of jou geweer optimaal gepak is? Daarmee bedoel ons die pasvlak tussen jou metaal en jou kolf. Hetsy jy dan nou 'n houtkolf gebruik en of jy 'n sintetiese kolf soos hierdie gebruik, daar sekere toetse wat 'n ou kan doen om te verseker dat jou geweer se bedding, baie mense verwys na bedding, korrek is al dan nie. Die volgende aspek wat aandag moet kry, is die teleskoop se fisiese montering. Nou 'n teleskoop, wanneer jy hom monteer, is baie belangrik in die eerste plek dat hy die korrekte afstand weg van jou oog af opgestel word. Ek sien baie gereeld mense terugleun op 'n kolf om te kan inkom agter die teleskoop en ons sien baie keer dat mense rondloop met 'n mooi halfmaandjie bo kan die oog waar 'n teleskoop hom geraps het. En dit kom daarop neer dat die teleskoop was nie korrek geïnstalleer van die begin af nie. Nie net met die teleskoop die regte afstand weg van jou oog af geïnstalleer word nie, die teleskoop, jy moet ook verseker dat die teleskoop perfek regop geïnstalleer is. En ons gaan deur die stappe gaan om dit korrek reg te kry. Ek wil u weer eens op die hart druk dat voordat u aan 'n vuurwapen werk, u altyd seker maak dat die wapen veilig is. U sal merk dat ek altyd die grendel van my geweer ooplos. 'n Geweer met 'n oop grendel kan nie vuur nie. 'n Veiligheidsknip is in my opinie 'n groot ewel en een van die redes vir die meeste ongelukke. Maak dus seker dat die grendel oop is en jy weet dat die vuurwapen veilig is. Haal ook enige magasyne indien dit 'n uithaalbare magasyn is uit die vuurwapen uit om te verseker dat daar geen patrone in die wapen is nie. Die eerste stap wat ons nou gaan doen is om te kyk of hierdie geweer se raakvlak korrek is. So as ek 'n nuwe geweer sou koop en dis nou die ideale geweer wat ek gekoop het vir my veldskiet doeleindes, die regte profiel loop, die regte tipe profiel kolf, dan is die eerste ding wat ek daarna moet verseker is dat die raakvlakke 100% reg is. Nou die manier om dit te doen is deur die teleskoop in 'n stander soos hierdie om te draai. Jy kan die grendel inteendeel heeltemal verwyder. Om te draai en dan vat jy 'n toepaslike skroewedraaier of Allen key. En die eerste ding wat ek doen is, ek kom na die voorste skroef toe. Nou dit is so, dat enigiemand sal vir jou sê, jy moet eintlik nooit die voorste skroef op 'n geweer eerste losdraai nie. Jy moet altyd die voorste skroef laaste losdraai, eerste vasdraai. Die agterste skroef kom altyd eerste wanneer dit by losdraai kom en laaste wanneer dit by vasdraai kom. Maar om hierdie toets te doen, gaan jy nodig hê om die agterste skroef vas te hou en die voorste skroef los te draai. Nou, begin deur die skroef so effentjies te skiet en hou jou vinger op die loop waar dit by die kolf kom. Wanneer jy nou hierdie skroef los en vasdraai, moet jy geen speling voel hier waar jy jou vinger teen die loop het nie. Geen speling. Indien jy voel dat die twee na mekaar toe trek as ek vasdraai of weggaan van mekaar wanneer ek losdraai, dan weet jy dat die aksie onder spanning is en kan ek al op hierdie stadium vir jou sê, dit gaan nodig wees om jou geweer te pak. Indien jy egter, soos hierdie geval, geen beweging bespeer nie, draai jy weer die voorste skroef vas en dan herhaal jy hierdie toets met die agterste skroef. Hou weer eens jou vinger daar, draai hom los en draai hom vas. Draai hom los en draai hom vas. Met jou vinger daar kan jy die kleinste beweging onmiddellik bespeer. Indien jou geweer geen speling het, soos in hierdie geweer se geval, weet jy jou pak of bedding is 100% korrek en is dit nie nodig om hom na 'n wapensmid te verwys of 'n kenner te verwys nie. Indien jy egter enige speling tydens enige van die toetse waarneem, gaan dit nodig wees om hierdie geweer te pak. Let op die volgende.
'n geweer mag dalk akkuraat skiet met 'n pak wat nie reg is nie. Hy gaan ernstiger wanneer jy dit die minste wil hê, gaan hy jou in die steek laat. Maak eerder seker dat dit een van die goed is wat reg van die begin af reggestel word. Die volgende stap, nadat ons nou bepaal het of daar nodig is om aan die bedding van die geweer te werk, is om te kyk om die teleskoop korrek te monteer. Ek persoonlik, vir kompetisiedoeleindes, verkies om 'n Picatinny rail soos hierdie een wat op my geweer is te gebruik. Weaver tipe blokkies is ook 'n goeie opsie, maar ek wil julle daarop wys dat die Weaver tipe monteringsstelsel, Picatinny rail en Weaver ringe, is die mees populêre monteringsmetode in die wêreld. En met reg so. Die stelsel het homself 100% beproef oor die jare wat mense dit gebruik. Die volgende stap is nou om te verseker dat die teleskoop regop gemonteer is. Ons begin deur die ringe op die basisse te plaas en dit net vingerstyf vas te maak. Doen dit met die voorste sowel as die agterste montering. Volgende, plaas jy die teleskoop in die montering en jy bring die ander helfte van die ring aan. Die eerste stap is nou om te verseker dat die teleskoop die regte lengte van jou oog af monteer is. Dis hoekom ons hom dan nou vry los. Haal die geweer uit jou wapenrus uit. Maak jou oë toe. Sit jou gesig gemaklik op jou kolf en maak jou oë oop. In hierdie geval merk ek nou onmiddellik op dat die teleskoop te naby aan my oog gemonteer is. Ek moet hom met ander woorde 'n bietjie verder wegskuif. Herhaal die proses. Wat ek onmiddellik agtergekom het, nou dat ek die regte afstand wat die teleskoop van my oog af moet wees bepaal het, is dat hierdie montering verder vorentoe kan skuif. Jy wil altyd jou montering so ver as moontlik uitmekaar uit monteer om die maksimum stabiliteit te verseker vir jou teleskoop. Wanneer jou monterings baie naby aan die verstelknoppe van jou teleskoop sit, is daar 'n baie lang seksie voor en 'n baie lang seksie agter wat ondersteun is en 'n ligte stampie voor of agter kan potensieel jou teleskoop buig of uitstamp. Vandag se teleskope word wel baie duursaam vervaardig, maar dit beteken nie dat ons nie alles in ons vermoë moet doen om te verseker dat die teleskoop nie jou in die steek sal laat tydens 'n kompetisie nie. Ons het nou agtergekom die voorste montering kan verder vorentoe skuif. Wat ons doen is ons draai hom net los en ons skuif hom na die maksimum voorste posisie toe en maak hom weer eens vingervas. Ons het nou die optimale posisie bepaal waar hierdie teleskoop moet wees. Nou, voordat ons verder aan die teleskoop werk, is dit baie handig om 'n merkie op die teleskoop te maak, net om seker te maak dat wanneer ons die volgende stap, en dit is die regop montering van die teleskoop, daai stap doen, dat ons die korrekte afstand handhaaf wat ons nou reeds bepaal het. Ek gebruik 'n stukkie maskeerband wat ek voor die tyd vir my op 'n handige plekkie vasgeplak het, en ek plak dit op die buis van die teleskoop, net voor die montering, wat vir my die perfekte posisie van die teleskoop gaan aandui. Nou kan ek werk aan die korrekte opstel van die teleskoop. Daar is nou twee maniere om die teleskoop te verseker dat die teleskoop regop monteer is. Die eerste is om 'n waterpas te gebruik. Nou, daar's twee waterpasse wat ek gebruik. Die eerste is 'n baie eenvoudige magneettipe wat ek gaan gebruik bo op die teleskoop, en die tweede is ietsie wat ek self vervaardig het met 'n stukkie aluminium en een van hierdie goedkoop waterpassies wat jy by enige hardewarewinkel kan koop, wat jy so aan die boulyn kan vashak
Ek breek net die waterpas gedeelte uit, sit 'n bietjie prestiek op 'n baie gelyk stukkie metaal en maak dan net seker dat hierdie waterpas perfek reg opgestel is deur hom te vergelyk met die ander enetjie. Okay, soos jy kan sien is die twee dan presies dieselfde opgestel met mekaar. Die tuisgemaakte waterpassie word soos volg aan my geweer geheg. Ek gebruik 'n rekkie wat onderdeur die geweer getrek word. En dan eenvoudig aan die ander kant vasgehaak word. Dit verseker dat hierdie waterpas altyd presies horisontaal met die basis van my teleskoop is. Soos jy in hierdie skoot kan sien, is hierdie waterpas hier nou perfek opgestel en weet ons dat die geweer en daarom die basis perfek waterpas in my wapen skroef is. Die volgende stap is nou om die teleskoop op dieselfde plek te plaas. Dit word gedoen deur die ander waterpassie bo op die verstelknop te sit, die vertikale verstelknop, en om dan te beweeg totdat hy presies dieselfde as die onderste waterpas is. Jy sal met my saamstem dat die teleskoop nou perfek horisontaal opgestel is en ons hom nou kan vasmaak. Ons kan nou voortgaan om die teleskoop versigtig vas te maak op hierdie posisie wat ons nou bepaal het. Terwyl jy dit doen, moet jy die heeltyd jou waterpassies se vlakke dophou om seker te maak dat die teleskoop nie skuif nie. In hierdie geval maak ek die onderste skroefies eerste vas. Die meeste teleskope het skroefies links en regs en dan sal jy een aan die een kant en dan een aan die ander kant en so aan vasmaak. Wanneer ek die voorste montering klaar vasgemaak het en perfek in posisie het, is daar 'n klein aspek wat nog aandag moet kry. En dit is die feit dat jou monterings binne in die gleuwe van die Picatinny rail teen die voorkant van die gleuf moet vasdruk voor jy hom vasmaak. Jy sal sien dat ek nog nie die agterste montering heeltemal vasgemaak het nie. Die stap wat ek nou volg is, onthou, ons het op hierdie stadium nog net hierdie skroewe vingerstyf vas, maak hulle effens los en ons skuif nou eers die teleskoop. Jy sal sien hy kan vorentoe en agtertoe weg. Skuif die teleskoop tot hy heel voor teenoor vas is en ons maak hom weer vingerstyf vas. En dan die agterste montering wat nou nog los op die teleskoop is, skuif ons dan nou tot teen die agterste een en maak hom vingerstyf vas. Nadat al die skroewe stewig vasgedraai is, kan jy net die waterpassie terugplaas en net doodseker maak vir 'n laaste keer dat die twee waterpassies ooreenkom en gevolglik weet jy nou dat die kruisdraad 100% regop monteer is en jou teleskoop korrek monteer is op die geweer. Die tweede metode wat ons kan volg is 'n baie eenvoudige metode. Julle gaan eintlik lag as julle hierdie metode sien. Maar dis die gebruik van 'n staalliniaal of enige blokkie metaal waarvan die sye presies parallel is. Wat ons hier doen is, jy sal sien dat die teleskoop, ek het hom weer losgemaak en hy's nou roteer los en kom ons sê daar is hy heeltemal skeef. Aan die onderkant van die meeste teleskope is daar 'n perfekte plat vlak. En jy kan daardie plat vlak wat in die onderkant van die teleskoop is gebruik om met 'n liniaal soos hierdie presies horisontaal te kry met die bokant van jou basisse. En dis 'n baie eenvoudige stap. Jy skuif net die liniaal tussenin. Druk die een kant van die liniaal op een van die riwe van die rail vas en jy tilt net die liniaal op en onmiddellik bring hy die teleskoop in perfekte horisontale vlak met die basis van jou teleskoop
en gevolglik maak dit dan die teleskoop se kruisdraad 100% regop is. Soos wat jy kan sien, net voordat jy die geweer kan vat om te gaan skiet, moet jy nou net doodseker maak deur die liniaal weer in te sit, dat jy nie dalk 'n wit lyntjie sien daar. Jy kan sien, daar's 'n wit lyntjie, dit beteken die teleskoop is nie heeltemal perfek in lyn met die basis nie, en moet ons die skroewe weer 'n bietjie losmaak, en hierdie toets net weer doen, om te verseker dat hy reg is. Met die teleskoop perfek gemonteer, kan ons nou die geweer vat om te gaan skiet. Die volgende stap in die proses sal wees om die teleskoop sogenaamde bore sighting te doen, met ander woorde deur die loop te kyk, op 'n mikpuntjie te sit en die teleskoop dan in te stel, sodat die twee na dieselfde punt kyk, en dan op 25 tree of 30 tree jou eerste skoot te vuur, en dan net daarvan kennis te neem of die teleskoop naby genoeg is, sodat ons volgende skoot na 100 meter toe geneem kan word. Indien jy 'n goeie teleskoop het, wat sy verstellings positief is, sal jy in staat wees om jou teleskoop met 3 skote so naby gezero te kry, dat jy omtrent reg is om te gaan jag. Ek sal nie sê so goed is dat jy 'n kompetisie sal kan skiet nie. Maar dit is maar die proses wat ek volg, om te kyk dat my geweer reg opgestel is. Volgende maand gaan ons kyk na ander aspekte, soos hoe die kol vir jou pas, en 'n paar ander goedjies, net om jou finaal reg te kry, om aan die volgende skietkompetisie deel te neem.